So ek seën al die vroue, en hierdie is 'n kragtige seën soos julle kan hoor. Ontvang hom. Ek seën julle met die liefde van die Here, wat vir julle in staat stel om deur sy liefde na mense te kyk. En jou mense met sy onvoorwaardelike liefde te dra. Ek seën al die vroue wat vanoggend hier teenwoordig is, met die teenwoordigheid van die Here. Dat julle in staat sal wees om so naby aan sy hart te leef, dat julle weet wie julle is, omdat julle weet wie hy is. Ek seën julle met bo-natuurlike krag, om elke dag op te staan in die naam van die Almagtige, en om sy teenwoordigheid in julle mense se lewens in te dra. En ek seën die manne met 'n hart vir vroue, om te verstaan en te begryp hoe julle vroue kan en moet hanteer deur die liefde van die Here. En ek seën julle met die vermoë om vaders van die huis te wees en op te staan in dit wat die Here vir elkeen van julle bedoel het, om te wees, om te ontvang en om uit te deel. Amen. Julle sal nou nie glo nie, maar toe Thuis nou vir sy ma en sy tannie moet verduidelik hoekom hy nou met my wil trou, want sy tannie het gedink ek is 'n bietjie vreemd, ek praat baie oor die Here en so aan, en so die anderste as wat sy nou gedink het, Thuis se vrou gaan lyk, en toe vra sy nou vir hom, vir wat wil jy nou met haar trou? En toe sê hy dink, ek sal 'n goeie ma vir sy kinders wees. En ek was bietjie geskok toe ek dit na die tyd hoor, wat ek het gedag ek gaan sê, omdat ek haar onmeetlik lief het, omdat ek nie sonder haar kan leef nie. En toe sê hy, omdat ek 'n goeie ma vir my kinders wil hê. En nou so op Woensdag wag ek nog vir al daardie lotwoorde wat nog gaan kom. Oor dit sy bedoeling was met ons huwelik. Ek sien baie uit daarna, nee, dis nou net op 'n ligte toon. Vandag, geliefdes, aangesien dit nou Moedersdag is, en aangesien vroue so mal is oor kommunikasie, en aangesien ons altyd baie meer praat as ons manne, het ek gewonder, kan ons maar vandag oor kommunikasie praat, kommunikasie met God, kommunikasie met God se kommunikasie met ons, en dan ook ons kommunikasie met ander mense, en hoe die Here dit wil gebruik op 'n kragtige wyse in sy koninkryk. Nou, kommunikasie is een van die wonderlikste, mees amazingste gawes wat die Here vir ons gegee het. En wanneer ons kommunikasie vashou, dan haak ons verhoudings vas. Dis maar net hoe dit werk. Dit gebeur outomaties en oombliklik, en as kommunikasie stol, kom daar wantroue. Jy hoef nie eens te sukkel nie, die wantroue gaan vanself insluit. So daarom is dit so belangrik om met almal wat jy lief het, en met wie jy in een of ander vorm van verhouding staan, ook kommunikasiekanale te hê. Nou, God is 24 uur van die dag, 7 dae van die week beskikbaar vir kommunikasie. Hy is te alle tye in die middel van die nag, dwars deur die dag, is hy beskikbaar om met ons te praat. En wil hy graag hê, ons moet met hom praat. En hy wil graag hê ons moet kan hoor wat hy sê. So al wat ons kan beroof van God wat met ons praat, is onsself, ons besige lewens, die feit dat ons nie tyd maak om net stil te sit by hom en te luister na sy sagte influistering in ons harte. Dat ons nie tyd spandeer in sy woord, dat sy woord met ons kan praat nie. Dat ons nie tyd maak om in 'n aanbidding getransformeer te word deur sy teenwoordigheid. So daarom, geliefdes, is dit jou voorneme vandag. Ons is nou nie hier besig met die huwelikslyke nie, maar in sekere sin, aangesien Jan die laaste tyd so baie keer oor die bruid praat tog. Want ons staan in 'n huweliksverhouding met God. Ons is sy bruid. Is jy gereed om werklik te kies om hierdie naby verhouding met die Here te hê, want hy wil dit met jou hê, hy wil met jou praat.
Maar wanneer die Here met jou praat, is daar 'n sekere vereiste wat ons ook in ons harte moet hê. En dis die bereidwilligheid om nie net te luister na wat hy sê nie, maar om dienooreenkomstig op te tree. Ons moet bereid wees om te verander wanneer hy met ons praat. En dit vra dat jy regtig jou hart oopmaak elke keer. Wanneer ons aanbid, wanneer ons die woord lees, en dwars deur die dag, vir die stil influistering van die Heilige Gees. En daarom, ek het al van tevore dit genoem, maar so baie mense wat dit nog nie gehoor het nie, het Moses gesê, is die woordjie luister in Deuteronomium so belangrik. Die woordjie Shema. As hy sê, luister Israel, Deuteronomium 6 vers 4, Deuteronomium 11 vers 1, luister Israel, as die Here vandag vir jou sê, luister na my stem, dan beteken dit eerstens hoor wat ek sê. Maar as die hele boodskap in Shema opgesluit, dit beteken nie net hoor my stem. Dit beteken, jy moet ook daardie stem internaliseer. Dit wat die Here deur sy woord vir jou sê, moet jy inneem. Jy moet dit jou eie maak. Jy moet dit verwerk. En jy moet dienooreenkomstig begin optree. Dis wat luister in die Bybel beteken. En imagine, dink nou net, as jy so luister na jou maat, dat die mense wat naby aan jou is, jy hoor wat hulle sê, maar dieper as wat hulle sê, vat jy daai woorde binnekant, jy verwerk dit, jy internaliseer dit, en jy laat toe dat dit jou verhouding met daardie persoon beïnvloed. Wat die krag daarvan gaan wees in ons kommunikasie met mekaar. Dawid het so naby aan die Here geleef, hy was so 'n heeltyd in kommunikasie met die Here, en die woorde van die Here was vir hom so naby en so eg. Hy het die Here op allerlei maniere gehoor. Ek weet nie of julle die Here in die natuur hoor nie. Die Here maak die stem van die Here vir julle werklikheid as die wind so oor ons waai en jy net die krag van sy teenwoordigheid net in die natuur sien en dan dink, hoe groot is hy nie? Hoor wat sê Dawid in Psalm 29. Hy sê, die stem van die Here weer klink oor die waters. Die God van heerlikheid donder. Die Here is op die magtige waters. Die stem van die Here is vol majesteit. Die stem van die Here breek seders. Die Here versplinter die seders van die Libanon. Daar was seker 'n vreeslike storm. En in daai storm het hy nie geweld gesien. Hy het God gesien. God laat die Libanon spring soos 'n kalf en die Sirion soos 'n jong bees. Die stem van die Here tref met weerligstrale. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die Kades woestyn bewe. Die stem van die Here laat die ooe lam en stroop die bosse kaal. En in sy tempel sê almal heerlikheid. En as ons vandag sê, dis die stem van die Here wat nou die wind wat hierdie gedeelte van ons, waar ons bly laat waai en die son laat skyn, om die versigtinge van die boere se harte te verwerklik, sodat almal hulle stroopers in die lande kan stuur, kan begin oes. Dit is heeltemal anders as om te sê, mense, maar hierdie wind het nou my hare deur mekaar gewaai. Kan die ding net gaan lê. Dit is heeltemal 'n ander gesindheid. As ons die stem van die Here kan hoor in ons omgewing. Dieselfde het met Abraham gebeur. Hy's moedeloos. Hy's op pad 100 toe. En die Here het vir hom 'n nageslag beloof en daar's nog nie 'n enkele kind nie behalwe die een wat hy by Hagar gehad het. En die twis tussen is Sarai en Hagar het gemaak en sy vlug met Ismael uit niks. En die Bybel sê hy was 'n verskriklike geseënde man. Ons weet nie hoe geseënd hy was nie, maar as 'n man met die naam van Josefus, wat die geskiedenis van Israel baie noukeurig nagevolg het en neergeskryf het. En hy sê,
Abraham was so 'n groot boer, dat hy minstens 120 gesinne gehad het, wat vir hom gewerk het, volgens die oorleweringe. Met duisende vee, van allerhande soorte. En hy het niemand gehad, wat na hom sou kom nie. Hy is moedeloos. En hy staan daar in Genesis 15. En hy sê vir die Here, ag Here, wat nou? Wanneer gaan ek nou ooit die vervulling van hierdie belofte van die sien dat ek 'n nageslag gaan hê? En die Here sê vir hom, kyk vir die sterre. En hy kyk op en die Here sê vir hom, so baie gaan jou kinders wees, jou nageslag. En dat is die een van hulle. 100, hy het eindelijk 'n seun gekry met die naam van Isak. En uit hom sou daar duisende uiteindelik gebore word. Toe dink ek nou so, as ons as 'n gemeente nou wil analyseer met die geboorte môre, wat sal ons nou vassteer? Nou soek ek seëninge wat oor moeders uitgespreek word. Maak jou nageslag 10.000 oplewe. Dink ek, moderne maas wil nie graag 10.000 kinders hê. En ons, as jy al die Ou Testamentiese seëninge lees, dan sê van hoe baie kinders mag jy hê, hoe groot mag jou nageslag wees. En ja, so ons het dalk 'n bietjie kopwerk hier om te doen, as ons 'n bietjie meer Ou Testamenties beleef, ek weet nie, maar ek weet nie waarvoor sy die vroue in die gemeente nog kans nie. Moses het dit ook beleef in Exodus hoofstuk 3, toe die Here met hom uit 'n brandende doringbos gepraat het. En ek weet nie of hoe die Here se stem met hom gepraat het nie. Was dit God wat Christus wat daar teenwoordig was en die 'n fisiese stem gepraat het? Was dit die bos wat deur God se teenwoordigheid so gemanifesteer het van God se teenwoordigheid dat daar 'n stem uit dit voortgekom het? Maar die belangrike is dat ek en jy besef, net soos Moses en net soos Abraham en net soos elkeen van die Ou Testamentiese gelowiges wat God se stem gehoor het, wil die Here hê jy moet sy stem hoor. Jy kan God se stem hoor. Jy het geestelike ore wat God se stem kan onderskei. En partymaal praat God met jou ook in 'n fisiese stem. Jy letterlik kan hoor praat. Die woord is gevul met spesiale seëninge, spesiale bemoedigings, spesiale opbouende woorde vir elkeen van ons. En as jy nog sukkel om die Here net in jou geesmens te hoor, begin in sy woord. Begin om sy woord te internaliseer, om dit hardop vir jouself te lees, om daarna te luister, om dit in te neem, om dit te verwerk, om dit jou eie te maak, totdat jy daardie kommunikasiekanaal met God het, dat jy kan enige plek loop en hy sê vir jou, stop hier, ry daar, raak hier aan en jy hoor hom naderhand in elke klein faset van jou lewe. Moenie nou hier langs gaan nie. Gaan stop by daardie persoon en praat met hom of met haar. Wees God se instrument. En dis waarheen hy jou wil lei. En waarom is die geskrewe woord vir ons so belangrik? Hoekom moet ons onsself verdiep in God se stem en sy woord? Want elke keer wanneer ons die woord lees en ons dit uitspreek, word dit lewendig. God se woord is nie net geskrewe letters nie. God se woord wat uitgespreek word, realiseer. Dit gebeur. En ek en jy het die wonderlike, amazing gawe om dit te laat gebeur, as ons net bereid is om dit uit te spreek. So ek gaan vir julle 'n paar verhale vertel om dit vir julle makliker te maak om dit net te eien. In 2010 gaan luister ek na 2 vroue wat in die Fiji herlewing betrokke was. Nou hierdie eilande
het 'n ongelooflike herlewing beleef. Van duisende en duisende inboorlinge, mense wat nooit van tevore die Here gehoor het nie, wat net kragdadig tot bekering gekom het. En dit het begin met 'n klein gebedsspan in die FSA, wat gevoel het, die Here sê, hy stuur hulle Fiji toe om daar te gaan bid. En soos enige goeie intercessiespan het hulle vir die Here gevra, Here, wat is u strategie? Wat wil u hê met ons in Fiji gaan doen? En die Here het aan hulle openbaar deur sy Gees, dat hy wil hê hulle met sy seën oor die land herstel. Sy seën was nie meer werksaam oor die Fiji-eilande nie. So kom hulle by die eerste eiland en hulle begin by 'n spesifieke stam. Nou daar's 'n baie belangrike beginsel in die skrif wat ons moet begryp. Dis onmoontlik om God se seën te ervaar terwyl daar nog onbelyde sonde in jou hart is. God gebied sy seën waar sonde vergifnis 'n realiteit is. Want dan kan wie Jesus is, die verlossingswerk wat hy bewerkstellig het, wie God is in jou lewe uitspeel. Maar terwyl jy nog met hierdie onbelyde sondes in jou hart rondloop, hou jy God se seën terug. So, wat moes hulle doen? Hierdie mense is totaal ongekerstend. Hulle het nie 'n benul van wie God is nie. So die eerste ding wat hulle gedoen het, is hulle het begin om vir Heilige Gees te vra om hulle te help om hierdie stam se sondes namens hulle te bely. En hulle het vir dae lank net so in afhanklikheid van die Here in die teenwoordigheid van daai stam gekuier gebly en net hierdie stam se sondes begin bely. Hulle sê en toe begin die omgewing verander. Fisies, die omgewing verander. Hulle sê daar's 'n rivier wat deur daardie stam se grondgebied loop. En in daardie stuk waar die stam beheer gehad het die rivier vars geword en skoon geraak en visryk. Hulle sê dit was 'n wonderwerk. En toe gaan die stam wat naaste aan daai stam bly, na hierdie mense toe en sê, wat het julle gemaak? Ons rivier, die stuk waar, dis dieselfde rivier, maar wat by ons verbyloop is nog vuil en ons het nie meer vis nie. Is alles uitgevaar. Wat het julle gemaak? Sal julle na ons toe ook kom? En hulle vertel hoe hulle na daardie stam se gebied toe gegaan en begin om daardie stam se sondes voor die Here te bely en die Here net in afhanklikheid te vertrou. En so het hulle deur Fiji beweeg. En hulle sê op 'n stadium toe sê hierdie mense vir hulle, maar ons wil ook nou word soos julle, want ek bedoel, waar julle is die Here se seën. En toe kon hulle begin om vir hulle Bybelse beginsels te verduidelik vir gesinne. Bybelse beginsels vir hoe leef mense in 'n samelewing. En uiteindelik die laaste stap was hulle hierdie mense na die Here toe gelei. Hulle kans gegee om 'n persoonlike verhouding met Jesus te hê. Maar die feit dat hulle God se woord gehoorsaam het en uitgespreek het oor daardie area, het daardie area verander. So ons moet net begryp, veral ook aangesien ons in die boerderygemeenskap is, hoe geweldig groot die krag van God se woord is, wat fisies uitgespreek word oor 'n omgewing, nie gedink word oor 'n omgewing nie, uitgespreek word oor 'n omgewing. En dat elke keer wanneer jy die woord van die Here uitspreek oor jou landerye, oor jou plaas, oor jou huis, oor jou kinders, dat daardie woord verlewendig, want dit is rema, is lewende woord. Dit moet tot stand bring wat dit beloof het, sê die Bybel. Nou sielkundiges en motiveringssprekers, hulle kan jou baie besig hou met hoe wonderlik dit is om positiewe woorde te spreek en hoe belangrik dit is in jou lewe om positiewe woorde uit te spreek oor jouself, oor ander mense, oor jou kinders. En almal ken die krag van negatiewe woorde. Daai onderwyser wat vir jou daai leuen vertel het toe jy 'n kind was. Of iets wat jou pa gesê het, of jou ma gesê het, wat jou diep seer gemaak het en wat by jou gebly het en wat jou terughou weer.
gaan sy lewe nog. Daar is een ding in die Bybel, en veral in die Ou Testament, wat die gelowiges baie goed begryp het. Hulle was bang vir 'n vervloeking. Hulle was geweldig bang vir 'n vervloeking. Want hulle het geglo, daai vloeke het krag. Want dit is woorde wat uitgespreek word oor hulle. Maar daar was een ding wat altyd belangriker en groter was as daai vloek. En dis 'n seën. So as iemand vervloek het, het hulle dadelik na 'n priester toe gegaan of na iemand toe gegaan en gevra, sal jy hierdie vloek omkeer met 'n seën? Sal jy dit daarmee vervang? So vandag wil ek vir jou sê, as daar 'n negatiewe woord in jou binneste nog sluimer, wat iemand oor jou uitgespreek het, of van jou gesê het, of vir jou gesê het, vervang dit in hierdie oomblik met die waarheid van God se woord. Wat veel kragtiger as daai woord wat uit 'n mens se mond voortgekom het, wat nie van God afkom nie, is die woord van God wat lewe bring in jou, en wat tot stand bring wat niemand kan leer, en wat jou vrugbaar en ryk en oorvloedig wil bekragtig om die lewe wat God jou bedoel het om te kan leef. As 'n man in Amerika met die naam van Arthur Burke, ek het baie daarvan gehou om altyd na hom te gaan luister as hy in Suid-Afrika is, 'n ongelooflike bediening van seën. Dis al wat hy doen. Van die oggend tot die aand seën hy mense. Hy seën babas. Hy het video's, Sapphire Ministry of so iets, kan mense kry op die internet. Hy seën babas, hy seën kinders, hy seën ouers, hy seën mense in hulle omgewing. En in die laaste geleentheid wat ek bygewoon het waar hy gepraat het, het hy 2 foto's opgehad van hom. Een van 10 jaar gelede en een wat net van tevore geneem is. Net voor hy hierdie laaste geleentheid kom aanbied het. En hy vra vir ons, kan ons iets sien op sy foto's? En ons sê, ja, dit lyk of hy 'n facelift gehad het. Hy lyk nou 10 jaar jonger as wat hy 10 jaar gelede gelyk het. En ja, sê hy het nie 'n facelift gehad nie. Wat hy agtergekom het is hoe meer hy seënwoorde uitspreek oor mense en oor gebeure en oor omstandighede, hoe meer verander dit hom. En hy het fisies jonger geword in daai laaste 10 jaar van sy lewe. Dit was nogal, ek het dit met my eie oë gesien, hoe jonk hy geword het. En dit net van seën uitspreek, heeldag en aldag oor mense. Want God se woord, en hy doen dit net uit woord, God se woord het krag. Ek het hierdie storie gelees van Operation Desert Storm. Dit was in 1991 en Iran het Kuwait ingeval. En Amerika het gesê hulle sal Kuwait kom help en hulle het die Verenigde Nasies se goedkeuring gehad en onder andere Saudi-Arabië blykbaar het vir hulle ruimte gegee om 500,000 soldate soontoe te skuif. Maar voor hulle begin het met die grondoperasie wat blykbaar net 'n paar dae geduur het, iets soos 100 uur, toe is Kuwait verlos van die Iranese inmenging, waar het hulle oor vliegtuie ingestuur om hierdie mense die hele Iran ek wil nou aan mekaar sê invasion, wat is die Afrikaans? Nou sukkel ek om woorde te kry. Inval af te weer. En daar was een eskader onder 'n spesifieke offisier. Hy het 6 vegvleeniers onder hom gehad. En hulle sê, voor elkeen van die kere wat hulle opgestyg het om te gaan oorlog maak in Kuwait, het hy daai 6 vleeniers in die deel geseën. En hy was blykbaar die enigste offisier wat aan die einde van daardie hele oorlog al 6 vegvliegtuie, net soos wat hulle uitgegaan het, met hulle vleeniers kon terugplaas op die vliegveld. Geen skade nie, niks, ongedeur,
Al wat ek doen het, is dat God se woord vir hierdie 6 manne en hulle apparaat uitgespreek, elke keer wanneer hulle uitgegaan. As hierdie tipe van verhaal nie vir ons wys hoe groot die krag van die Here se woord is, en hoe geweldige impak ons in mense se lewens, in ons kinders se lewens, in ons ouers se lewens kan hê, deur net gewoon God se woord en God se beloftes en God se seën oor hulle uit te spreek nie, dan sal niks seker doen nie. So geliefdes, ek gaan vir julle 'n laaste storie vertel, en dit is 'n weird storie. En dit is 'n storie wat David Herzog in sy boek Glory Invasion vertel. Nou, hy hou baie van navorsing, gebruik verskriklik baie van die navorsing wat NASA gedoen het in sy bediening, en hy vertel hierdie verhaal. Hy het nou besluit, hy gaan hierdie seën, die krag van seën, gaan hy fisies ondersoek en kyk of dit werk. Toe kies hulle 'n waterbron. Hierdie spesifieke waterbron se water is getoets voor hulle begin het om hierdie waterbron te seën. Daar was bepaalde minerale in die water, en dit was soeterige water, dit was nogal lekker water, daar was nie fout met die water nie. En hulle het begin om hierdie waterbron vir 1 hele week te seën, elke dag. Seënwoorde fisies uit te spreek oor hierdie waterbron. Toe na 'n week toets hulle die water. Hy sê die magnesiuminhoud en ander positiewe mineraalinhoud van die water het toegeneem in daai enkele week. En hy sê die smaak van die water was na 'n enkele week soeter as voor daai spesifieke seëninge wat hulle uitgespreek het. Toe kry hulle iemand wat bereid is om die waterbron te vervloek, want hulle was nie bereid nie. En hulle laat daai persoon hardop vervloekinge uitspreek oor die waterbron vir 'n hele week. En hulle toets weer die water. En hy sê toets die water in 'n swakker toestand as voor die eerste keer wat die water getoets het. Magnesiuminhoud het radikaal geval, ander minerale het ontbreek en die water was vry. En hy sê, wel, maak hiermee wat julle wil, maar ons het dit fisies getoets. God se woord het krag. En mense wat dit begryp, kan die wêreld waarin hulle leef magtig impakteer, as hulle in en deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees bereid is om God se woord uit te spreek oral waar hulle kom. Jesus het in Johannes hoofstuk 15 gesê, wie in my bly. Vers 4 roep hy sy disippels, hy sê, julle moet by my bly, julle moet in my bly. Vers 5 sê hy, wie in my bly, en ek in hom, sal groot vrug dra. En dan in vers 7 sê hy, wie in my bly, en my woorde bly binne in hom, kan vra net wat hy wil, en hy sal dit ontvang. Want hy vra volgens die woord van God, wat binne in hom bly, en hy sal dit ontvang. Dis die geheim vir gebedsverhoring, om in Christus Jesus te bly, en toe te laat, dat sy woord binne in jou bly, en om daardie woord te begin uitspreek, oral waar jy kom. So, kom ons doen dit prakties vandag, en jy seën die persoon langs jou. En as daar 3 mense is, soos Jan, miskien kan jy en Christo by mekaar kom sit, julle is 1-1, en Thys, jy kan by Melinda daar sit, anders is julle 1-1. En verder dink ek is ons min of meer 2-2. Jy het ook nog nie 'n maatjie in jouself. Julle ook mekaar. Okay, elkeen van julle seën die persoon langs jou. Met 'n woord uit God se woord, as jy nie weet wat om te sê nie, gebruik vir Google die
Paswoord is Lovedale, die Wi-Fi paswoord is Lovedale met die hoofletter. Een of wat? Net Lovedale, Lovedale met die hoofletter. En ja, seën mekaar. Kom ons beoefen die woord van die Here. Want jy kan dit nie net dink nie, maar dit sê.